Hallo julle en welkom by die eerste van vele meer Monday Murder and Mystery met Mariski, waar ons bietjie praat oor alles weird, wonderful en al die unsolved mysteries of the world. Obviously kan ek hierdie nie doen sonder julle support nie, so asseblief like, share, comment, share my page en subscribe. Okay, sonder enige verdere ado, hier gaan ons met die eerste mystery. Waar is Annika Smit se hande? Julle, dit is 15 jaar later en nie net is die case cold nie, maar, okay, daar is nog geen verdagte nie en nog steeds geen antwoorde oor waar die tienermeisie se hande is nie. Op 10 Maart 2010 het Annika Smit, 'n 17-jarige leerder aan Hoërskool Gerald Marits, die dag by die huis gebly by haar huis in Theresa Park in die noorde van Pretoria. Okay, en nooit het haar pa Johan verwag wat 'n gruisame toneel hy op af sou kom wanneer hy daai middag by die huis aankom nie. Dit is een van Suid-Afrika se bekendste sake en dit is nog steeds een van Suid-Afrika se grootste mysteries. Nie vir sensitive viewers nie. So ek gee julle kans om te skiep. Maar vir die wat wil bly, haar pa het haar daai middag toe hy van die werk af kom, het hy haar half kaal gevind, haar keel is afgesny, sy is gesteek, sy was verkrag en haar hande was weg. Vir die van julle wat die saak al lank volg, sal weet dat daar verskeie verdagtes was inclusiend haar ex-boyfriend, 'n ou skoolpel, haar eie pa was al verdink, okay, en hy het 'n poligraaftoets gaan aflê net om sy onskuld te probeer bewys. Andrei Smiley van Wyk, okay, as julle hom sal onthou, sal julle onthou, hy het homself gaan oorgee in 2017, 'n hele confession afgelê, hof toe gegaan vir 'n jaar net om later te sê dat hy geforseer was om 'n confession te maak en omdat daar nie genoegsame evidence teen hom was nie, was dit laat vaar. Annika se ex-boyfriend Nico Venter was ook op 'n stadium 'n person of interest, maar net sê ander was daar nie genoeg evidence of enige DNA of wat ook al wat hom met die saak of die scene kon connect nie. Reino Brink en Damien Triby was ook as persons of interest genoem in die saak deur hierdie afgelope 15 jaar, maar daar was geen substantial evidence om hulle by die saak te tie nie. So long story short, na 15 jaar het die saak nog steeds nie op trial gegaan nie en dit is basies 'n prolonged inquest want hulle is nog steeds op soek na die persoon wat verantwoordelik vir Annika Smit se dood is. Intussen het die familie nie opgegee in hulle soeke na antwoorde nie en hulle het Mike Bolhuis se Specialized Security Services genader om die saak weer te herkyk. Bolhuis het een van sy projekte in Oktober verlede jaar uitgesit wat al die info van die saak het en ook dan sê dat enige persoon met enige inligting wat kan help hierdie saak solf, hulle moet kontak. Dink julle hierdie saak sal na 15 jaar uiteindelik opgelos word of dink julle dit gaan net 'n cold case word? En laastens, waar dink julle is Annika se hande? Comment, like, share en dan sien ek julle weer vir Monday Murder and Mystery met Mariski.